na enkelvoudige en saamgestelde rente. Onthou die formule vir enkelvoudige rente is A is gelyk aan P, hakkie 1 plus I maal N, so daai N is in die hakkie en maal met hom. Vir saamgestelde rente is dit P hakkie 1 plus I en buite my hakkie tot die mag N. Right, dis die verskil tussen enkelvoudige en saamgestelde rente. Nou kom ons kyk na vraag 2.7. So hulle sê Tiaan belê R2000. Wat beteken as ek sê hulle belê? So beteken hulle sit dit in. Okay, so hy het R2000 ingesit. In wat in? In 'n enkelvoudige rekening. Daar is baie belangrik, want as jy nie die woord enkelvoudige sien nie, kan jy nie die formule gebruik nie. Alright, so die feit ek sien is enkelvoudige, weet ek, okay, A is gelyk aan P, hakkie 1 plus I maal N. Dan sê hulle teen 'n enkelvoudige rentekoers van 6% per jaar. Bereken die totale bedrag, so met ander woorde, hoeveel geld gaan hy aan die einde hê, en die einde van wat? Einde van 3 jaar. So ek gaan maak altyd vir myself 'n checklist. Right, so daar's 'n A, daar's 'n P, daar's 'n I, daar's 'n N. En dan gaan kyk ek, wat het ek en wat soek ek? So die eerste wat ek weet ek het, is ek het R2000 ingesit. So met ander woorde, my beginwaarde, sien begin soos begin, maar te P, my beginwaarde is R2000. So met ander woorde, in P se plek gaan ek R2000 vervang. Teen 'n enkelvoudige rentekoers van 6%. Wat is daai 6%? Dis my rentekoers, en onthou, jy het hom altyd gaan deel met 100. Enige persentasie is uit 100 uit. Alright, en dan vra hulle vir jou, bereken die totale bedrag. So hulle vra vir my, bereken die einde, hoeveel geld gaan ek aan die einde hê? So hulle soek vir A, wat hy na 3 jaar sal hê. So my tydperk is altyd in jare, en dit is 3 jaar. Kry, nou gaan vervang ek in A se plek, hou ek net vir A. In P se plek, gaan sit ek my P-waarde van 2000. In I se plek, gaan vervang ek vir 6 op 100, en dan maal ek dit met my N-waarde van 3. Right, so jy gaan tik dit net so baie mooi nou in jou sakrekenaar. So kom ons doen dit gou, so 2000, hakkie 1 plus 6 op 100. Jy kan dit ook al klaar skryf as 0,06 as jy wil. Anders dan sou jy net alles in sy oorspronklike vorm, en dan kry ek R2360. So onthou, jou eindbedrag gaan altyd met 'n plus, as daar plus is, so vir graad 9, gaan jou eindbedrag altyd groter wees as jou beginbedrag. So hy gaan altyd meer wees. Right, kom ons beweeg aan na vraag 2.8 toe. Net hierdie uitvee, ek het net soveel spasie. Alright, so 2.8, na 4 jaar. 4 jaar is 'n belangrike woord. Teen 'n enkelvoudige rentekoers, great. Ek het enkelvoudige gevind, so ek kan my formule gaan skryf. I maal N. Okay, en wat is daai enkelvoudige rentekoers? Dis 5% per jaar, het Lentiewe se belegging tot R3600 gegroei. So 'n belegging, dit wat sy ingesit het, onthou belegging beteken insit, so dit wat sy ingesit het, het gegroei tot R3600. So wat gee hulle eintlik vir my? Hulle sê vir my, hoeveel gaan ek aan die einde hê? Bereken hoeveel sy oorspronklik belê het. So wat wil hulle hê met jou uitwerk? Hulle wil hê met jou oorspronklike bedrag uitwerk, met ander woorde jou beginwaarde. So ek my P-waarde gaan kry. So weens ek gaan maak my checklist, A is gelyk aan, B is gelyk aan, I is gelyk aan, N is gelyk aan. Wat het ek? Het ek my eindbedrag? Ja, okay. R3600. Het ek my beginbedrag? Nee. Dis wat ek wil bereken. Het ek my rentekoers? Ja, okay. 5 en onthou dit moet op 'n 100 wees. En het ek my tydperk? Ja, okay. 4 jaar. Nou gaan vervang ek net in. So in A se plek vervang ek 3600. In P se plek, P bly net P. In I se plek vervang ek 5 op 100, maal met N, wat 4 is. Nou, moet jy 'n bietjie meer dink as gewoonlik. So obviously, jy wil vir P alleen kry. So wat moet ek doen om vir P alleen te kry? Ek moet ontslaa raak van hierdie hakkie.
Nou vir nou is daai hakie nog baie te mekaar, so ek gaan eers my hakie nou in my sakrekenaar gaan tik. So ek gaan nou my sakrekenaar gaan intik, hakie 1 plus 5 op 100 maal 4. En dan gaan weer gee 6 op 5, of jy kan dit skryf as 'n desimaal van 1,2. Nou, as ek vir P alleen wil kry, hoe gaan ek ontslaa raak van hierdie 1,2? Onthou, wat beteken hakies? Hakies beteken maal. So wat is die omgekeerde van maal? Deel. So gaan altyd kante gaan, deel met 1,2. Right, so 3600 gedeel deur 1,2 gee dan vir my R3000. So my P bedrag is R3000. En onthou het ons dan gesê, jou beginbedrag gaan altyd kleiner wees as jou eindbedrag. So kan jy kontroleer, het ek min of weer die regte ding gedoen? Ja. Okay, so dis enkelvoudige rente. Dis sommige rente werk presies dieselfde. Alright, laat ek dit weer my werk hierso uitvee. Alright, nou sê hulle vir my, Sammy belê R5000. Wat beteken die woord belê? Ingesit. So sy sit R5000 in, teen 'n saamgestelde rentekoers. Daar's die woord wat ek gesoek het. Die feit dat hulle sê saamgestelde, weet ek, right, formule, 1 plus I tot die mag N. Right, en wat is daai saamgestelde rentekoers? 8%. Bereken die totale bedrag, met ander hoeveel geld gaan sy aan die einde hê, na 3 jaar. So ek begin, kyk wat het ek en wat soek ek. Right, het ek my eindbedrag? Nee, dis wat ek wil bereken. Het ek my beginbedrag? Hoeveel geld het ek belê? Hoeveel geld het ek ingesit? Ek het R5000 ingesit. Wat is my rentekoers? My rentekoers is 8%. So met ander woorde 8 op 100. En dan wat is die tydperk vir hoe lank gaan ek dit belê? Vir 3 jaar. Vervang dit in. So A is gelyk aan P. Nee, sorry. Ons het die P bedrag, so dit gaan wees A is gelyk aan 5000, hakie 1 plus 8 op 100 tot die mag 3. Right, straightforward, gaan tik op in my sakrekenaar, so 5000, hakie 1 plus 8 op 100 tot die mag 3 is gelyk aan 6298,56. Onthou jy rond altyd af tot 2 desimale by geld. En daarlyn, my eindbedrag is meer as my beginbedrag, wat beteken, right, ek is op die regte pad. Nou die laaste ene, vraag 2.10. Right, 'n bedrag geld, ons weet nie wat daai bedrag geld is nie, ons weet dit is 'n bedrag geld. Okay, word belê teen 'n saamgestelde rentekoers, daar is die woord wat ek soek, saamgestelde. So ek gaan skryf my saamgestelde rente se formule neer. Van 10% per jaar. Het na 2 jaar tot R7260 gegroei. So as iets gegroei het, beteken dit hy het klaar gegroei. So hierdie is eintlik my eindbedrag. So bereken die oorspronklike bedrag. Met ander woorde, bereken hoeveel geld het ek hier ingesit. Ek weet tot wat dit gegroei het, maar ek weet nie tot wat dit as begin het. Okay, so ek het my A, B, I, N. Right, ek het my eindbedrag. My eindbedrag is 7000, wat is 'n baie lelike 7, kom ons fiks hom. Okay, 7260. Ek weet nie wat my beginbedrag is nie. Dis my onbekende, dis wat ek wil uitwerk. My rentekoers is 10%, so dis 10 op 100. En my tydperk is 2 jaar. Vervang dit in, so 7260 is gelyk aan P, hakie 1 plus I, in I se plek vervang ek 10 op 100, en nou is dit tot die mag 2. So weer eens, ek wil nou vir P alleen kry. Wat moet ek doen om vir P alleen te kry? Ek moet ontslaa raak van hierdie hakie. Right, daai hakie het nog baie waardes in hom,
So ek gaan hom nou gou eers in my sakrekenaar intik. So hakie 1 plus 10 op 100. Sluit my hakie tot die mag 2. Geef my 1,21. Nou laastens, wat moet ek doen? As ek vir P alleen wil hê, onthou daai hakie beteken maal. So die omgekeerde van maal is deel. So ek gaan nou altyd kante gaan deel met 1,21. Alright. En dit gee vir my P is gelyk aan R6.000. So my oorspronklike bedrag is R6.000. Dis hoeveel rand ek belê het. Right, dit is saai nota. Onthou, jou aantal jare, jou eindbedrag is altyd in jare. So as hulle bijvoorbeeld vir jou sê 18 maande, moet ek eers gaan sê, right, hoeveel jaar is daar in 18 maande? So met ander woorde, daar is 12 maande in 'n jaar, so ek deel dit deur 12 en dan gaan ek kry 1,5, so met ander woorde 18 maande is 1,5 jare. Wat beteken in en se plek vervang ek 1,5. Alright.